groot voorreg om vanmôre saam met ons moeders te kan wees. Amen. Oké, nou is een moeder. Wat bly is weer. Jy weet die grootste voorreg wat ou het is om by jou geliefdes te kan wees. Saam met die te kan wees wat saam met jou die Here ook dien. Want deur wedergeboorte het ons familie vir mekaar geraak. En nou weet ek hier's 'n paar mense wat sit en sê, "O Here, help ons." Maar laat ons nou red. But we are family in Christ. Groot voorreg om so dit saam met mekaar te kan deel en ook dit te kan beoefen as kind van God. En ek wil vanmôre hier aanspoor, dien die Here, soek sy aangesig. Dis die moeite werd. Vanmôre is al ons ma's saam met ons en ons is so dankbaar en bly dat daar iewers 'n dag en ons weet jy word bederf, ons weet jy word op die hande gedra. Daar's 'n harde belydenis. Dan en nog nie, ek weet nie wat ek sonder my vrou sou gedoen het nie. Ons is tog verskillende mense. Maar ons is een. Want 'n man sal sy vader en sy moeder sy huis verlaat, hy sal sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En vanmôre wil ek so 'n bietjie praat oor, terwyl ons die aandag fokus op ons moeders, op 'n ma, en plaas ook op 'n ma, wil ek begin met 'n skrifgedeelte uit Petrus uit. En hulle gaan dit vir ons op die bord plaas en kan saam met ons lees. 1 Petrus 4 vers 10. Nou, so gepraat oor, hou net vir ons op die bord, soos jy geweet het dat ons die jong mense Vrydag aand hier by die kerk gehad deur nag. En een van die jong mense sê amen. Ja, ek weet julle probeer nog herstel. Ek het gebroke gevoel maar Saterdagoggend. Ek voel asof ek gebreek was. Maar hier kom die saak vir ons. Die doel was om in die woord van die Here te wees. En hulle het deur die nag gelees, en ons het omtrent, hoeveel verse my vrou? Ons het 8012 verse gelees. Vrydag aand. 8012. Nou moet ek vir u sê, en Ron, dis amazing. Ron en sy span was die eerste ouens wat ingetree het en begin lees het. En ek dink ek was die laaste ou wat uitgeval het hierby, 2:15. Kyk, toe's die kersse geblus, die lampe is geblus. En ek dink nie goed het meer sin gemaak nie. Maar prys die Here vir 'n voorreg wat ons saam kon wees, ons gebid het, ons die woord gelees het, en 'n heerlike aand saam met mekaar gespandeer het. Kom ons begin die woord lees vanmôre. 1 Petrus 4 vers 10. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige
genade van God. Ander vertaling sê, God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien. Sê gaan mekaar dien. Sodat God se ryke genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Sy ryke genade. Maar nou wil ek hê, wie van julle is wedergebore? Wie is gered? Wie het jou hart en lewe vir die Here gegee? Amen. Dan is jy 'n disipel. Jy is 'n bedienaar van die woord. Jy dra getuienis. Ek weet nie of jy agtergekom het, dis nie altyd maklik. Die wêreld waarin ons leef en laas toe ek met u gedeel het in die woord, het die woord vir ons gesê in wat was dit, Jeremia, ja, dat jou lig het gekom. Ja. En hy sal jou oplig en mense sal jou sien en jy moet kyk dit wat die Here vir jou kom doen. En vandag die fokus is grotendeels nie, is heeltemal. Ek het dit so bewerk dat dit op elke moeder hier is. En moeders, julle is uniek. Iemand langs hulle sê vir hulle, julle is uniek. Julle moet dit vir die moeders sê. Asseblief. Julle is uniek. Een onbekende persoon het die volgende geskryf: in die uniekheid wat God aan jou as 'n vrou en 'n ma gegee het, is jou waarde onmeetbaar, lewegewend en uniek. Jy is die hartklop van 'n huis. Maar, wil jy moet luister? Jy is die hartklop van 'n huis. En ook waar jy beweeg, maar dra jy die liefde en omgee vir ander. Jy's kragtig in gebed. En jou liefde vloei deur jou gebed. Wysheid het jy in elke raad wat jy gee. Krag wat jy oordra. Aansporing in elke opoffering. Jou hande bou nie net 'n tuiste nie, maar ook 'n toekoms. Jou stem bring rus en vrede. Jou glimlag gee hoop en kalmte. Jou omhelsing herinner ons dat ons nooit alleen is nie. Dit laat ons besef ons behoort. Moeder, jou waarde kan nie gemeet word in goud en silwer nie. Dit lê in die onbreekbare band van liefde wat jy elke dag vrylik deel. Dan maar, ons is dankbaar vir jou. Jy's uniek, jy's waardevol, jy's geliefd, 'n vrou na God se hart. Dis vir my so mooi dat hierdie persoon skryf 'n vrou na God se hart. Maar ek wil vanmôre begin deur te sê moet nooit in die oog verloor dat God vir jou unieke gawes gegee het. Dis wel hartseer dat 'n ma, ek wil amper sê, hulle sit die voertuig so 'n bietjie in 3 rad die dag as die kinders in die huis uit is. Dan kom 'n bietjie rustiger atmosfeer en 'n kalmte en dit kom.
Maar saam met dit kom ons op 'n plek wat ons baie keer, en dit is een van ons tendense in ons samelewing, wat ons amper iets soos leenes-sindroom beleef. En daar's baie wat ek vanmôre oor dit kan sê, maar ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet nooit vergeet dat God het jou unieke gawes gegee, wat jou iemand maak wat uitsonderlik is. En vanmôre kan ek sê, ja, as daai gawe vir 'n ma gegee word, is dit, ag pastoor, jy weet, prys die Here, ek het op 'n stadium in die kerk voorgesing. Ja, dan moet jy met jou hele hart sing. Pastoor, weet jy, ek het op 'n stadium bedien. O, prys die Here. Dis so mooi. Ek het op 'n stadium was ek by gasvryheid betrokke. Ag, ons het dit so geniet, pastoor. En weet jy wat, is dit nie wonderlik om dit te hoor nie? Maar hier gaan ek nou vir u so 'n bietjie van 'n, kan ek 'n highlighter insit? Die gehoor, ek was. Ek was. Ek was 'n bidder. Ek was 'n sanger. Ek was 'n hierdie. Ek was 'n daardie gewees. Terwyl God nog nooit vir jou gesê het, jy het jou werk gedoen, kom ek vat jou gawes terug. Handelinge 13 vers 36, en ek is baie lief vir hierdie skrifgedeelte, sê, en na God besluit het Dawid gesterwe, nadat hy die mense van sy tyd gedien het. After he served the people of his generation. Sy gawes het alleenlik gestop toe hy stoot. Mag ek nou vanmôre 'n anderste gevolgtrekking maak, pastoor Alwyn? Almal sit nog met hulle gawes. Nou wat gaan aan in die kerk? Onder 'n maatemmer, party sin is onder die mat. Party sin is in die klein huisie. Vergewe my dat ek daai stelling maak. Weet dis nou nie heeltemal kanseltaal nie, maar kom ons kry plekke waar almal hulle goed neergelê het. Dit gaan nie vir ons so seer of jy te bekwaam is of nie te bekwaam is nie. Dit gaan oor God het jou gawes gegee. Iewerste in sy huis kan die gawes gebruik word. Tot sy eer. En ek praat vanmôre van moeders. Wat verwag ons moeders? Ons wag dat pastoor Edmund en pastoor Alwyn ja woord gee, of Don of Lonuske. Weet jy wat? Daar is 'n ja woord by Power Hour. Ja, maar pastoor, daar's 'n ja woord by die manne gebedsgroep. Daar's 'n ja woord op 'n Vrydag by die jeug. Daar's 'n ja-woord by die vroue bid hier op 'n Woensdagoggend. Daar's 'n ja-woord by selgroepe. Waaroor is daar nog? Ja, jy kan betrokke raak. Moeders, God het julle gawes gegee. Uitsonderlike gawes. En vandag wil ek vir jou sê, dat Spreuke 3 vers 10, en ek wil julle dit net vir ons op die bord moet plaas. Dan sal jou skure vol word van oorvloed, en jou paskyk oorloop van mos. Nou, as ek hierdie gedeelte vat, is dit Spreuke, né? Kyk net vir my. Ja.
Ek is 'n bietjie vroeg. Ek wou later woord gebruik. Wat my volgende teks geleer. Maar hier kom dit by, die gawe wat God vir jou gegee het om te gebruik die plek waar jy is, gaan juist net dit wat ek wou wys en ek wou 'n bietjie later dit uitbring, maar kom ons praat dit met mekaar. Waar jy betrokke geraak en waar jy gaan beweeg, gaan God die deure oopmaak vir jou en gaan God oorvloed gee, gaan God jou gebruik dat daar 'n uitvloeisel en 'n oorloop wees. Pastoor, is dit moontlik? Ja, want ons werk nie met 'n tydelike menslike aanslag nie. Ons werk met God se koninkryk. God se koninkryk is anders as wat ek en u dink. Wat my en u aanslag is. En ek kan vandag vir u 'n hele lys van goed gee. Want ons sê, pastoor, maar weet jy, hierdie ding het nie hier gewerk nie, daai ding het nie daar gewerk nie, en ons kon nie hierdie reg kry nie. Ek wil vir jou net sê, die tydsberekening wat God bepaal het, was dalk nie dadelik reg nie. Maar weet jy, as jy mooi gaan kyk en jy 'n bietjie boeke vat oor die res van jou lewe, gaan jy agterkom dat God jou iewers te beloon het. Want wat sê die woord? Werp jou brood op die water en na vele dae. Brood, wat beteken brood? Brood beteken dit waarvan jy leef, dit wat in jou huis is, dit wat rondom jou is. As jy van dit vat en jy saai, wat gaan gebeur? Iewers want daar oes kom. Wat maak dat ons baie keer, ek wil amper sê, die verkeerde pad loop? Baie mense glo in God. Maar ons twee belangrike goed. Ons doen nie wat God sê nie. Ons is nie gehoorsaam. Vir my om te ontvang, moet ek in geloof staan en ek moet gehoorsaam wees aan die Here. En ek het 'n sendeling gehad wat eendag vir my gesê het, Boetie, en hy het my Boetie genoem. Boetie, jy moet dit doen, al is dit wat jy beloof het, moet jy doen, al is dit tot jou eie skade. Ek sê, maar oom, ek kan ons dit nou nie doen as dit tot my eie skade is nie. Toe sê hy, ja, as dit vir 'n mens is, kan jy sê, vergewe my en verskoon my en ek is jammer daaroor. Hy sê, maar hoekom sê jy dit vir God? As jy vir God gesê het, ja, hoe vinnig kan ons nie iets terugtrek, sê, jy weet nou maar, ons moet op 'n plek kom waar ons vergifnis vra. Maar Here, vergewe my. En moeder, vandag is die fokus van dit wat ek met u deel, gaan dit hieroor dat ek en jy moet besef dat ons staan in diens van God. En jou waarde, wil ek vir jou sê, word deur almal rondom jou, hulle besing jou lof, hulle eer jou. En ek moet nie vir u sê, ek wil net 'n kort voorbeeldjie gebruik, dat my vrou, Vrydag aand, toe sê sy, my man, ek is saam met jou in hierdie ding, en Roan hulle was hier, en Dion hulle was hier, prys die Here vir hulle, vir dit wat hulle gedoen het, maar ek en sy het hierdie ding, jy weet, saam met hulle getrek, en die jong mense het dit geniet, en hulle het speletjies gespeel, en ons het 'n bietjie musiek geluister, en ons het gebid, en ons het woord gelees. Maar hier, toe dit oor die middernagtelike ure gaan, toe besef ek, hierdie lyf het oor 30 beweeg.
Ja, hy het onder 50 ook. Gees is gewillig, maar die vlees. Maar my vrou is saam met my, weet jy wat? Dan sê sy vir my, staan op, loop so 'n bietjie. Sy het op 'n stadium gekom, sê sy vir my, daar's 'n Red Bull in 'n sak daar agter. En as die jong mense hier aangaan en die spanne lees en sy is hier by hulle, moet ek net so 'n bietjie die petrol gaan vol maak. Maar ek dank die Here vir die ondersteuning van my maat wat by my is en ook die motivering wat hulle bring. Hoe 'n ma haar huis bou, by haar man staan. Het Johan het rugby gespeel en dan sy was kort deur al die beweging was sy kort op die foon. My kind is jou groot en ek dink hy het op 'n stadium gesê, "Ma, ek is 'n groot seun." Maar die hart van 'n moeder. Maar ek wil vandag ook vir julle sê, ma, dat jy moet besef dat jy is uiters kosbaar en deugsaam. Jy's 'n vrou van hoë waarde. Jy's sterk. Jy bekommer jou oor jou man en oor jou kinders. En jy dra die toekoms in jou hart. Dis een ding wat 'n ma in haar hart dra, is die toekoms van haar man, die toekoms van haar huis, die toekoms van haar kinders en die geliefdes rondom. Die bydrae wat gemaak word is fundamenteel tot jou gesin, want jy word gesien as die hart van jou gesin. Maar jou sterk karakter help dat jou gesin staande bly. Jy kan maar hoor, in elke huishouding moet dat 'n ma die Here se aangesig soek. Dis hoe dit moet wees. Hoe dat 'n ma moet bid vir haar man, vir haar huis, vir haar kinders. En ons as herderspare bid vir die gemeente. En so weet ek dat Don en Lenushka bid vir hierdie gemeente. Hulle dra as moeders van hierdie gemeente die belange van elkeen van ons op die hart. En ons moet verstaan dat hulle doen dit in die liefde van Jesus. So soms gaan hulle jou motiveer en sê, kom my suster, kom laat ons bid, kom laat ons deurstap, kom laat ons aanhou. En julle gaan van ons pastore hoor, moeders, hou aan, bid, druk deur. Maar nou wil ek 'n voorbeeld gebruik. Moenie vir ons kwaad word as die gesindheid iewers nie reg is nie en ons jou vra, is jy okay? Stap vir. Waarom? Omdat ons moeilik wil wees? Nee. Omdat God jou aan ons toevertrou het. Ons vir jou omgee, ons vir jou bid. En jy die vrymoedigheid moet hê om na ons toe te kan kom en te kan sê, pastoor, bid saam met my. Jy die vrymoedigheid kan hê om te sê, pastoor, hierdie ding het gebeur. Wat dink jy daaroor? Hoe voel jy daaroor? En weet jy wat? Ek weet nie of jy agtergekom het. Ek en pastoor Alwyn, so 'n mens. Don en Lenushka, so 'n mens. Alhoewel hulle die moeders van hierdie gemeente is. Toe pastoor Alwyn van die leer af geval het, toe hy op die grond lam, het hy nie gesing, bless the Lord, oh my soul. Nee, want ons is mos heilig. Ek het my vinger onder die hammeraak geslaan. En ek kan nie waarborg
Ek het nie gesing loop die Here in 'n baie gal nie. Ek weet, want ek is 'n mens. Ek is net so afhanklik van God terwyl ek in die leidingskap saam met pastoor Alwyn staan. Soos wat u op die Here vertrou en ons op die Here. U moet verstaan dat ons in diens staan, u in diens staan van God. God het vir jou gawes gegee. Moenie wag dat die pastoorspare, die moeders van hierdie gemeente altyd moet smeek. Help ons asseblief. Jy het 'n gawe wat God aan jou toevertrou het en God vir jou sê, my kind, ek wil jou gebruik. Jy bid nag na nag, Here, wanneer gaan U my gebruik? Jy het seker klaar vir jou gawe gegee. Waarvoor wag jy? Jy's 'n lewegewende mens. God het die saak van lewe ook vir jou saam met jou man gegee. Julle is een vlees. Maar jy's 'n besonderse ma wat lewe skenk. Ek sê vanmôre nie net vir jou huishouding nie, vir almal rondom jou. God het jou geestelik sterk gemaak. Jou geloof het hy gevorm. En weet jy wat? Hy het 'n fondament gegee in hom wat die lewegewer is. Wat jou toerus met wysheid en met krag. Sê vir die persoon langs jou, ek het wysheid en krag. Okay, maas, gaan ons 'n bietjie harder sê. Ek het wysheid en krag. Jy's 'n mede-erfgenaam. Ma, 'n mede-erfgenaam saam met jou man. Wat God deur genade vir jou geskenk het. En dit maak jou uniek. Dit gee jou 'n dienende rol in sy koninkryk. Jy's geskape om in eenheid te lewe. En te wys dat dit noodsaaklik is om die boodskap van die evangelie uit te dra. Die woord wys ons dat 'n ma se waarde lê in haar karakter, haar krag, maar ook in God se skepingsplan vir jou. God het jou geskape met 'n doel. Young people, God created you with a purpose. En wie anders tog is julle, as ons hoop, ons blydskap, die kroon, die werk wat God vir jou gegee het met trots. Wanneer jy voor God gaan staan die dag as hy terugkom, wat sou jy graag wil hoor? Maar vra daai vraag. Wat sou jy by die Here wil hoor? Wat sou jy wil hoor? En die antwoord wat jy dalk in jouself, in jou hart en in jou gedagtes hoor, wil ek vir jou sê, as dit afbreekend is, stop net daar en sê, Here, kom gee 'n nuwe doel. Heilige Gees, kom maak my weer vol. Want wanneer die Gees in ons werk en God se doel aan ons bekend maak, is daar lewe, vrede en vooruitgang. Maar besef jy,
dat jy totaal uniek is, daar's nie 'n ander ma soos jy nie. Daar's nie 'n ander vrou soos jy nie. Ons sit altyd met die gedagte, miskien moet ek soek vir iemand anderste wat meer perfek is. Pa, jy kry nie 'n perfekte vrou nie. Ek is baie lief vir my vrou, maar sy is ook nie perfek nie. Love is jy nog lief vir my? En dames, jy sê dalk jong meisies, ja, nee, ek wag vir daai perfekte ene. Jammer, daar's nie 'n perfekte man nie. Elke oukie het sy foutjie. Elke oukie het sy foutjie. Dankie Kosie. Dankie iewers te moet jy preek ook, hoor. Woord van wysheid. Maar hier kom die groot saak. Jy kan nie ontken dat God jou wonderbaarlik geskaap het. Weet jy wat sê die wêreld? Ons moet 'n sekere manier praat, ons moet 'n sekere manier lyk, ons moet 'n sekere plek bly, ons moet 'n sekere kar ry, jy moet sekere klere dra, om te besef, jy's reg. Dis alles tydelike goed. Wat gaan gebeur die dag as jy voor die Here staan en jy nie jou venter trailer kon saamvat nie? Jy kon nie die airfryer inpak nie. Jy kon nie die yskas neem nie, want dit is dubbel deur. Wat gaan jy vir God sê? Weet jy wat gaan die eerste ding wees? God gaan na jou hart kyk. Maar God gaan na jou hart kyk. Hy gaan sê, kind, kom ons kyk vir 'n oomblik wat is in jou hart. God gaan nie eers te vra, wat het jy gedoen met daardie wonderlike gawes wat ek jou gegee het? Jy weet waarin is jy goed. Gaan dink. Ek wil kom ons staan as gemeente op vanmôre.